Hartlik welkom aan ons aanlyn kykers ook by hierdie geleentheid vanoggend. Dis die 4de Mei, dis die 3de Sondag in Pasen en ons wil uiteindelik die Here ook loof en dank dat hy ons die geleentheid tot lewe gee. En ons gaan in die volgende paar weke so 'n bietjie kyk na vroue in die Bybel. En terwyl dit volgende Sondag ook Moedersdag is, wil ons graag ook nadink oor die invloed van vroue in die Bybel in ons lewe. En ons het Paasfees en verlede Sondag het ons onder andere gepraat van Maria wat die eerste getuie was van die opstanding van Jesus. Ons het donderdag by die huis het ons daaroor gepraat. Uiteindelik vir mekaar te sê ons verkondig die dood van die Here totdat hy weer kom. En daarmee saam sy opstanding. Nou in Johannes 4 kry ons die bekende gedeelte oor Jesus en die Samaritaanse vrou. En is dit 'n aangrypende stuk uit die aard van die saak. Ek gaan nie die hele 30 verse met julle saam lees nie. So as jy tyd het, wees rustig en dan lees jy die hele Johannes 4 op jou tyd deur. So ons gaan 'n paar grepe uit hoofstuk 4 uitlees met die gedagte dat ons daar basies 3 stappe in hierdie vrou se lewe plaasvind. Sy uiteindelik het sy haar lewe soos ons haar leer ken. Dan raak sy opgewonde in haar ontmoeting. Sy word 'n opgewonde entoesias. En uiteindelik 'n volgeling en 'n getuie. En dit is die gedagte ook oor Paasfees, dat ons sal gaan getuig en gaan vertel van die opgestane Here Jesus. Hierdie vrou gaan getuig in haar dorp oor haar ontmoeting op daardie stadium nou nog met Jesus voor sy kruisiging, maar dat sy toereeds al van 'n iemand wat hom glad nie geken het nie, wat aan die verkeerde kant van 'n sosiale taboe gestaan het, dat 'n man met 'n vrou praat, wat dan nog met 'n Joodse man met 'n Samaritaanse vrou, tot 'n, soos ek sê, opgewonde entoesias en uiteindelik 'n volgeling en 'n disipel van Jesus, 'n getuie in die wêreld. So Johannes 4 wil ons vanoggend saam lees en terwyl julle so oop sit met julle Bybels, kom ons luister en ons bid tot die Here in hierdie oggend. Here, ons wil vandag by hierdie vrou, wat as 'n mens na haar storie luister, nie altyd die mens sou wees met wie ons bemoeienis maak en kontak maak, of selfs 'n gesprek mee sou hê nie. Dit sou iemand wees wat ons dalk vermy het. Maar tog is U die kenner van ons harte, en U is die een wat agter die uiterlike, die innerlike sien, wat kyk na haar en haar sien as die beeld van God, wat haar sien as die handewerk van God, wat agter al die lae van haar lewe 'n mens sien, vir wie Jesus uiteindelik sou sterf. So mag ons vanoggend uit haar verhaal en haar ontmoeting met U net leer, dat U ons almal ook vanoggend wil lewende water gee. Lewende water wat soos 'n fontein in ons opborrel. Lewende water wat ons kan uitdeel en kan skenk. Seën ons in ons saamwees tot eer van U naam. Amen. Vriende, kom ons lees saam die eerste vers. Die Fariseërs het gehoor dat Jesus meer disippels maak en doop as Johannes.
Eintlik was dit nie Jesus wat gedoop het nie, maar sy disippels. Toe Jesus dit verneem het, het hy Judea verlaat en weer na Galilea toe gegaan. Hy moes deur Samaria gaan. Hy kom toe by 'n dorp in Samaria met die naam Sigar, naby die stuk grond wat Jakob aan sy seun Josef gegee het. Die fontein van Jakob was daar en Jesus het toe, omdat hy moeg was van die reis, sommer by die fontein gaan sit. Dit was omtrent 12 uur die middag. Daar kom toe 'n Samaritaanse vrou water haal en Jesus sê vir haar, gee my 'n bietjie water om te drink. Sy disippels was intussen weg dorp toe om te gaan kos koop. Die Samaritaanse vrou sê toe vir hom, hoor nou die gesprek, die eerste grens. Hoe vra jy wat 'n Jood is vir my, 'n Samaritaanse vrou, water om te drink? Verduideliking, die Jode en die Samaritane gaan immers nie met mekaar om nie. Vers 10. Nou begin Jesus hierdie gesprek met haar. Jesus het haar geantwoord, as jy geweet het wat God gee en wie dit is wat vir jou sê, gee my 'n bietjie water om te drink, sou jy hom gevra het en hy sou vir jou lewende water gegee het. Nou, die vrou is nog steeds nie op haar gemak nie. Die vrou sê toe vir hom, meneer, jy het nie eens 'n skepding nie en die put is diep. Oor die vraag, waar gaan jy die lewende water vandaan kry? En nou gaan sy op haar wortels terug, vers 12. Jy is tog nie tot meer in staat as ons voorvader Jakob, wat hierdie put vir ons gegee het en self saam met sy seuns en sy diere daaruit gedrink het nie. En dan die twee versies waaroor ons wil saam dink, 13 en 14. Maar Jesus antwoord haar, elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry. Maar wie van die water gedrink het wat ek hom sal gee, sal in alle ewigheid nooit dors kry nie. En die water wat ek hom sal gee, sal in hom 'n fontein wees met water wat opborrel en vir hom die ewige lewe gee. Kyk vers 15, die skuif van hoe gaan jy die water kry na? Die vrou het vir hom gesê, meneer, gee vir my van daardie water, sodat ek nie weer dors sal kry en hier hoef te kom water haal nie. Dan die interessante opdrag, versoek van Jesus. Hy sê toe vir haar, gaan roep jou man en kom terug hierheen. En ek wil hê jy moet die skuif in die gesprek sien, die aanvanklike skeptisisme oor 'n Joodse man wat met 'n Samaritaanse vrou praat, tot waar Jesus in sy onderskeidende gesprek met haar by 'n punt kom waar hy vir haar sê, gaan roep jou man en kom terug hierheen. Oor hier, vers 17. Die vrou het hom geantwoord, ek het nie 'n man nie. En Jesus sê vir haar, dis reg wat jy nou gesê het, ek het nie 'n man nie. Het reeds 5 gehad, en die een wat jy nou het, is nie jou man nie. Jy het die waarheid gepraat.
Kom ons lees tot sover. Soos ek sê hierna, praat sy nog met hom oor aanbidding. Dan gaan sy uiteindelik terug na haar dorp toe en sy sê sy het hierdie man ontmoet. En is hy nie dalk die verlosser nie? Dan gaan die mense uit na Jesus toe, hy leer hulle. En uiteindelik is hulle getuienis aangaande haar getuienis. Ons glo nou aanvanklik op grond van wat jy gesê het dat ons gaan luister en hom gaan vind. Maar nou glo ons op grond van ons eie belewenis en ervaring. Dis presies wat disipel maak betref. Jy gaan getuig, jy gaan vertel, iemand het hulle eie ontmoeting met die Here en dan is dit op grond van hulle eie ervaring wat hulle het. Vriende, as 'n mens in Johannes lees en jy kyk na hoofstukke 3 en 4, dan is dit net Jesus wat kan doen wat hier gedoen word. As jy in jou Bybel kyk, jy sien Johannes 3 is die gesprek tussen Jesus en Nikodemus, ook oor geloof. Nou kom ons sê gou vir mekaar, as jy na Nikodemus van Johannes 3 kyk, en die naamlose Samaritaanse vrou van Johannes 4, dan sien jy dat Jesus met twee uiteenlopende mense in gesprek tree oor God se aanspraak op hulle lewens. Kyk jy na Nikodemus, dan is hy 'n gerespekteerde, hy's 'n invloedryke, hy's 'n godsdienstige leier. Wat in die nag na Jesus toe gekom het. Ek weet nie, dalk bang dat die mense sien. Hy gaan vra. Maar dis Nikodemus, by die vrou by die put. Ek sê weer nie 'n naam nie, 'n Samaritaanse vrou. Ons het die gesprek gehoor. Hoe praat jy met my? Die Jode en die Samaritane gaan immers nie met mekaar om nie. En as jy dan nou hierdie laaste gedeelte lees waar Jesus sê, gaan haal jou man, en jy hoor van haar 5 huwelike, en jy hoor dat sy op die oomblik in 'n saambly verhouding, dan sê jy net, joh. En dis vir my die aangrypende, ek wil daarby begin, en dit klink dalk of ek nou los rondval, maar dis vir my een van die goed van Jesus wat vir my uitstaan, is om te sê, Jesus sluit in. Jesus sluit nie uit nie. Ons sou dalk na alle waarskynlikheid by Nikodemus stil gestaan en sê, wow, jy weet, kyk hierdie ou, hy kom praat met Jesus, hy kom tot bekering, dis die tipe mens wat ons sou verwag by Jesus sou uitkom. Dis hoekom ek daai keer so 'n bietjie kriewel in my nek is ons praat van vooraanstaande lidmate of van gesiene mense in die omgewing of vooraanstaandes in die gemeenskap aan die een kant. En dan sien ek Jesus wat sê is reg, ek sal vir Nikodemus help. Ek sal laat Nikodemus ook in die koninkryk inkom. Maar as hy die geleentheid kry om 12:00 die middag 'n Samaritaanse vrou die water van die lewe te gee, dan sê ek doen dit vir haar ook. So, dis nie eksklusief nie. Dis nie uitsluitend nie. Dan is ons terug by Johannes 3:16 uitgekom, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore gaan nie. Daar's plek vir almal, daar's ruimte vir almal. Jesus is insluitend. So as jy hoofstuk 3 en hoofstuk 4 van Johannes lees, kom jy agter Jesus stel in elke mens belang. As jy kyk hoe hy hulle behandel, dan is dit met dieselfde hoflikheid, dieselfde geduld, dieselfde vriendelikheid. Hy aanvaar beide van hulle as mense wat God gemaak het en in wie hy belangstel.
En die mooi van beide se situasie is dat hy aanvaar hulle as mense, as persoonlikhede, sonder om noodwendig hulle lewenstyle te aanvaar. En dis hoekom ek sê dat die ongelooflike mooi progressie in hierdie verhaal is, dat Jesus uiteindelik kom en vir haar sê, jy praat die waarheid. Jy het 5 mans gehad, nie by wie jy is nie jou man nie. So daai geduldigheid en liefde om met mense te werk. En ek en jy moet ook by daai punt kom, veral dink ek in ons land, waar ons mense aanvaar vir wie hulle is. So hoef nie hulle lewenstyl na te boots nie. Maar dis almal mense wat na die beeld van God geskape is. En as jy na hierdie vrou kyk, dan sê jy vir jouself dadelik kon sê, maar weet as Jesus 'n uitdaging gehad het in hierdie wêreld, een van sy moeilike gevalle gehad het, dan sou hierdie een nogal kwalifiseer. Dis 'n verhaal wat en dis belangrik, vers 8, dat die disippels was nie daar toe hierdie gesprek gebeur het nie. Ek herinner my daaraan dat toe hulle nou terugkom, na hulle kos gaan koop het en hulle sien dat Jesus met 'n vrou praat en dan met 'n Samaritaanse vrou toe daai manne ook hulle baadjies so 'n bietjie reg getrek en ek sê, "Wow, Jesus, wat maak jy nou?" Dit is nou nie heeltemal hoe die lewe in die wêreld werk nie. Terwyl Jesus verstaan het, daar's plek vir hierdie vrou in die koninkryk. So, ek dink ons met daai ding moet ons by mekaar hoor en sê, maar ons is daar. So hierdie vrou, Samaritaan, godsdienstig, sosiaal uitgeworpene, middaguur, warmste tyd van die dag, kom sy na die put toe. Wat gebeur? Jesus praat met haar. Die Joodse man, Samaritaanse vrou, en die wat haar geken het, sou jou waarskynlik vir hom sê, jy moet net weet, jy praat met iemand met 'n reputasie. Ken jy haar storie? Ek gaan dalk nou in die volgende paar sinnetjies bietjie die storie bietjie aandik, maar ons verstaan nie. Sy was na alle waarskynlikheid nogal 'n aantreklike vrou van haar jeug af. Na alle waarskynlikheid die eerste keer getroud, soos volgens gebruik, as 'n jonger vrou, as 'n jong meisie. Meeste van julle wat nie gebou sit, wat getroud is as jonger vrouens getroud. Maar ek vermoed sy was dalk nog 'n laat tiener, toe sy die eerste keer getroud is. So, julle ken die gevoel, miskien meer verlief op die liefde as op die persoon. Maar die huwelik eindig op die rotse. Dit werk nie. Toe die geleentheid vir 'n tweede huwelik kom, het sy na alle waarskynlikheid gedink, hier's nog 'n kans, bietjie beter daar, want onthou net, sy sit met 'n eerste ervaring van 'n huwelik. Dalk is die hartseer, die gebrokenheid daarvan verby. En tot haar ontsteltenis misluk nommer 2 ook. So, wat gebeur in hierdie mens? Hierdie mens begin glo, maar ek is mislukking. Dan lees ons derde, of lees nie, as Jesus dit uiteindelik sê, dan sê hy, daar was 'n derde huwelik, wat nie gewerk het nie. Daar was 'n vierde man, wat 'n huwelik was, en dit het ook nie gewerk nie. So die huwelik raak uiteindelik amper iets soos 'n gewoonte, in 'n saak van gerief, en 'n saak van sekuriteit. En telkens is daar drome en hoop,
wat in ontnigtering eindig. En alle waarskynlikheid toe die 5de huwelik dit ook nie maak nie. Het sy iets by haarself gedink soos, waarom nog deur die formaliteit van 'n seremonie gaan? Hoekom 'n 6de keer weer hierdeur gaan? Dit maak dalk net van my 'n leenaar om te sê, tot die dood ons skei. Ek sal maar 'n man neem, daar waar ek hom kry, en ek sal saam met hom bly as ek wil, en ek sal uittrek wanneer ek wil. Is omtrent waar haar situasie is. 5 keer getroud, en die een saam wie jy nou bly is nie jou man nie. So, kom ons verstaan en ons sê vir mekaar, is die mens, is die stikkende vrou voor Jesus. Ja, wat sou ons kon doen? Ons het nou vir haar 'n baie mooi preek of 2 oor die huwelik kon afsteek. Ons sou haar kon berispe omdat sy saam bly. Of ja, as Jesus na haar kyk, sien hy meer as 5 mislukte huwelike. Hy kyk verby 'n saambly verhouding. Sê nie hy keer dit goed nie. Maar hy sien meer. Hy sien meer as die voor die hand liggende. Hy sien meer as wat sy was. Hy sien die potensiaal raak. Hy sien dit wat sy kon word. Hy sien voor hom iemand met behoeftes, met 'n dors na tevredenheid en vervulling in die lewe. En dat daar onder haar onbeskaamde uiterlike verlange was om anders te wees. Jy sou haar heel waarskynlik hoor uitroep, ek wil nie so wees nie. Ek is moeg hiervoor. En dan sê ek weer meesterlik, tree Jesus in 'n bekwame, onderskeidende gesprek met haar. En hy vertel haar van die water van die lewe, wat haar dors na 'n beter lewe sou les. Hy sê dit so mooi, hy sê ek sal 'n ewige vars fontein binne in jou installeer. Die lewe sal nooit weer stil staan. Hierdie water sal opborrel in opwindende vreugde en opwinding. Nou sê ek vir julle, as mense dit kyk, dan probeer sy subtematies. Jesus gaan in 'n bepaalde rigting met haar, en sy probeer elke keer wegkom oor dit waarmee Jesus met haar wil praat. Want toe's dit, jy weet, hoe praat 'n Samaritaan en 'n Jood met mekaar, en toe's die put baie diep, en daar's nie 'n skepting nie, en so gaan dit aan. En soos ek sê, hierna is daar nou nog die plek van waar gaan hulle aanbid, en. So sy probeer op allerlei manier die essensie van die gesprek omduik, maar Jesus, bekwame onderhoudvoerder wat hy is, help hierdie vrou om te onderskei waaroor gaan dit regtig. Dit is interessant. Hy stel nie daarin belang om die argument te wen nie. Hy stel daarin belang om 'n mens te wen, om 'n persoon te wen. So sy raak entoesias. Sy raak opgewonde oor wat hier aan die gang is.
Sy sê selfs vir Jesus dat sy sien hy's 'n profeet. So nou as jy verder lees soos vers 18. Uiteindelik, dit vra ek jou, gaan lees dit asseblief. Los sy haar waterkruik, sy hardloop na die dorp om met mense haar nuwe geloof te deel. Dit wat sy ontvang het. Sluit vir my aan by die vroue die oggend na die opstanding wat gesê het julle moet julle self gaan haastig gaan vertel. Die boodskap moet uit, die nuus moet kom. En as ek aan hierdie vrou dink wat haar kruik los en hardloop, dan dink 'n mens aan Jesus toe hy sy disippels geroep het. Ek dink aan die manne wat hulle bote en hulle nette gelos het en gevolg het. Ek dink aan Matteus wat heel waarskynlik die belastingkantoor verlaat het en vir SARS gesê het, baie dankie, maar ek het nou ander planne. Wat gebeur? Wat gebeur wanneer hierdie ontmoeting plaasvind en hierdie roeping in jou lewe neerslag vind, dan gebeur dit dat die belangrikste van alles is dat my ou lewenstyle, my ou lewenswyses, my maniere, my houdings, my loyaliteite verlaat my. So ek wil daaroor vir jou vanoggend vra, wat is dit wat jy gaan moet los as Jesus vandag sê, volg my? As jy weet, Jesus stel belang in jou as mens vandag ten spyte van jou storie en jou verhaal, dink gou in jou kop, dalk met jou hart, dalk sit dit iewers in jou lyf. Wat is die goed wat jy sou wou voorgooi om Jesus van die spoor af te haal? Dat hy tog net nie by daai ding uitkom nie. Ek sê weer, sy het gesê, Jode en Samaritane praat nie met mekaar nie, mans en vrouens praat nie met mekaar nie. Jy het nie 'n skepting nie. Die verskillende aanbiddingsgoeders. Wat sou daar wees wat jy Jesus, ekskuus my Afrikaans, dat jy Jesus wil sidetrack? Dat jy sê, ek wil nie daar gaan nie. Geen kant toe. Praat hier. Dan sê ek, stel jy jou belang. So my vraag vanoggend, wat is daar wat uit jou lewe uit dalk moet verdwyn? Ou maniertjies, houdings, loyaliteite. Want die realiteit is, hierdie water raak op. En as hierdie water opraak, gooi ek nog in, en ek drink dit, maar ek gaan nou weer moet drink, want ek is weer dors. Wat is die fonteine waarby mense drink in die lewe? Mag, roem, kennis, rykdom, ambisie, dalk sensuele plesier, om wat? Môre weer te begin en te sê, ek soek nog daarvan. Gister het nie bevredig nie. Ek het nog nodig. Die wêreld versadig nie. Wat sê Jesus vir die vrou by die put? Elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry. Hierdie water. Daai wat sy die put uitgehaal het, dit waarvoor die skepting nodig was.
Maar wie van die water gedrink het wat ek hom sal gee, haar sal gee, sal in alle ewigheid nooit dors kry nie. Nie die water wat ek hom sal gee, sal in hom 'n fontein wees met water wat opborrel en vir hom die ewige lewe gee. En wat sê sy? Wat antwoord sy? Meneer, gee vir my van daai water. En ek wil vanoggend vir jou vra, wil jy nie saam met die vrou by die put vanoggend dieselfde versoek tot Jesus rig en sê, meneer, gee vir my van daardie water. Dan sê ek weer, probeer die proses raak sien van hoe Jesus met haar werk. Hittigste tyd van die dag. Sosio-politiek onaanvaarbaar, Jood, Samaritaan, man, vrou. So van 'n totale randfiguur, 'n totale buitestander, na veranderde, opgewonde, gelowige getuie, wat na 'n dorp toe hardloop en sê, kom kyk. Ek het die een ontdek, wat die verskil in mense se lewens maak. Wanneer laas het jy vir iemand die lewende water aangebied? Wanneer laas het iemand sê, kom kyk. Ek het die lewende water gevind. Kom drink by hierdie fontein. Jy sal in alle ewigheid nooit ooit weer dors word nie. Kom ek gee vir jou tyd om so 'n bietjie te dink. Here, ek is moeg geskep by die fonteine van die wêreld. Dankie dat U vandag vir my lewenswater bied. Dankie dat U vanoggend vir my sê, neem my kind. Kom drink by die fontein wat vir altyd vrede bied. Here, U weet wat is dit wat ons probeer om ons honger en ons dors mee te versadig en te les. Net om telkens weer teleurgestel te word. So mag ons vanoggend U hoor
om te sê kom drink. Mag ons elkeen se gebed wees, Here, gee asseblief vir my van die water, wat vir ewig my dors sal les. Amen. Vriende, net die volgende in verband met ons koninkryksnuus. Ek wil mooi vra, ek het my goed nou so gereël dat vir die volgende week ek met menslikheidsverlof is net om 'n klomp goed af te handel, persoonlike goed rondom my broer se dood. So ek gaan nie regtig beskikbaar wees nie, maar uit die aard van die saak, as jy my kontak sal ek kyk hoe ek kan help. So ek gaan DV volgende Sondag as ek weer saam met julle en dan gaan alles hopelik redelik terug na normaal, wat ook al normaal mag beteken. Maar ja, ek is vir die volgende week dan net so bietjie uit, net sodat ek goed kan uitsorteer in terme van ons eie privaat persoonlike dinge. Ek herinner maar net 083-654-0806 as dit nodig is om vir my te kontak. Daarmee gaan ek ons aanlyn kykers groet tot volgende Sondag. Mooi week, pas julle op met die koue, bly warm en veilig, bly gesond. Totsiens.